Die evangelie is goeie nuus. En ek hoop dit wat ek vanmôre vir julle bring is goeie nuus. Want dit wat in my hart lewe, bring ek vanmôre vir julle. Ek sê vir my man, ek wil nie kennis oordra vanoggend nie, ek wil ervaring oordra. Want die tema wat ek vanoggend bring is die grootste krag op aarde. Nou die grootste krag wat op aarde losgelaat is die liefde van God. As ons vandag om ons kyk, dan dink ons nie regtig dit is dit nie, want ons sien nie die liefde nie, maar God het sy liefde in ons harte kom uitstort. Iemand het eendag 'n stelling gemaak en hy het gesê, die grootste bewys van God se liefde wat hy aan die mens bewys het, is nie toe Jesus gekruisig is nie. Dis Genesis 1 vers 26. Kom laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis. Weet julle, God se Vaderhart word hier geopenbaar. Want dit wat God gegee het, was sy hele alles. Sy hele mens wees, sy hele God wees, het hy vir die mens gegee. Nou, die grootste geskenk wat God aan die mens gegee het, was homself, sy beeld en gelykenis. Jy sit vanoggend hier en jy dink, is ek ingesluit? Natuurlik is jy. So lief het God die wêreld gehad. Die wêreld sluit ook die ongelowiges in, dat hy sy eniggebore seun gegee het. Hy wil nie dat iemand verlore moet gaan nie, maar dat almal gered sal word. Die heel belangrikste aspek van ons verhouding met hom is, dat ek en jy sal uitvind waar staan sy hart met ons. Wat sê hy in sy hart van jou en my? Of sien jy hom net vanoggend as Jesus wat vir jou gekruisig is? Of ken jy hom persoon? Die seun van God, van wie ek 'n openbaring gekry het, wie hy regtig is. Wat was God se grootste doel met die mens? Hy wou gehad dat die mens moet soos Jesus wees. Nou in die godsdienstige kringe sal hulle jou wil kruisig daarvoor. Hoe kan jy sê, jy is soos Jesus? Maar dit is wat die woord sê. 1 Johannes 4 vers 17 sê, soos hy is, soos ons ook in hierdie wêreld. Net soos hy is, nie minder nie. Nou enige verhouding kan net floreer binne 'n atmosfeer van onvoorwaardelike liefde, aanvaarding, guns en vergifnis. En as die goed nie teenwoordig is, dan sal daar altyd onsekerheid in hierdie verhouding wees. En dan gaan hierdie verhouding moet presteer die hele tyd. Ek het ook al baie keer gehoor dat vrouens sê, ek kan niks reg doen in my man se oë nie, en ook andersom. Dit beteken, daar's nie onvoorwaardelike liefde, wat kan vergewe 70 maal 7 keer vir een persoon op een dag. 490 keer, dis 'n tolorde. Nou kan ons vra, maar hoekom het God die mens na sy beeld en gelykenis gemaak? Ons aanvaar dit staan daar, maar hoekom? Dis tyd dat ons 'n bietjie vra, dat ons kennis verbreed. Genesis 1 vers 26 sê, kom laat ons mense maak, en ek wil hê julle moet hoor, kom laat ons, Vader, Seun, Heilige Gees, was betrokke toe die mens geskape is. Ons verstaan en weet nie alles oor die drie eenheid nie. En ek het 'n teks daarvoor. Die verborgde dinge is vir die Here onse God, maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid. So daar is dinge omtrent die drie eenheid wat ek en jy nie verstaan nie. Maar van ewigheid af, voor die bestaan van enige iets, was die drie eenheid al daar. En hier is nou vir my 'n wonderlike ding om vir julle te sê, en ek glo, miskien weet julle dit ook al. Die woord verklaar vir ons die verhouding tussen die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Hulle verhouding met mekaar het bestaan uit liefde en 'n genieting van mekaar. Kyk wat sê hierdie teks in Johannes 17. En nou Vader, verheerlik my by U self. Dis Jesus se gebed, net voor hy gekruisig is. Met die heerlikheid wat ek by U gehad het voordat die wêreld was. Vader, ek bid dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U my gegee het, omdat U my lief gehad het voor die grondlegging van die wêreld. Kan julle sien, die verhouding tussen
Vader, Seun en Heilige Gees. Sou julle dink God het dit so geniet, dat hy meer van Jesus wou hê? En toe maak hy ons, en jy en ek is ingesluit. Elke mens op hierdie aarde is ingesluit, en die uitnodiging is vir almal. Maar almal het dit nie aanvaar nie. Nou, God se plan met sy beeld en gelykenis was, die Vader het besluit om vir sy seun ook 'n metgesel te maak. Daar noem ons dit dan ook die bruid van Christus. Soos ons hier sit, as Jesus gaan terugkom, gaan ons die bruid van Christus wees, wat vir ewig saam met hom gaan wees. Adam en Eva word geskep op die 6de dag, en ek wil net daar iets noem. Genesis 2 vers 6 sê, 'n mis het opgetrek uit die aarde en die hele aardbodem bevochtig. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. God self binne in jou, binne in elke mens. So het dan die mens 'n lewende siel geword. Maar ongelukkig het daar 'n tragedie plaasgevind, die sondeval. Weet julle wat? Die sondeval het God nie onkant gevang nie. Hy het klaar sy plan in plek gehad. Want nog voor die grondlegging van die wêreld het Jesus alreeds gesê, ek sal gaan sterf. Voordat hy my en jou nog gemaak het hy al klaar ons sondes vergewe. Dis bietjie groot vir die verstand, maar vat dit met jou gees. Die Bybel sê dit. Kom ons kyk bietjie na God se hart, toe hy Jesus gestuur het. Filippense 2 vers 6 tot 8. Hy wat in die gestalte van God was, onthou Jesus is in die teenwoordigheid van God. Inteendeel, die woord sê, hy is in die boesem van die Vader. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk. Jo, Vaderhart, julle sal soos my seun wees. En in gedaante gevind as mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Nou, ek wil iets hier aansny wat vir my mind-blowing is. Christus sou sterf vir alle mense. Ek het dit net nou ook gesê, ook vir die ongelowige mense. En weet julle wat het gebeur toe Christus sterf op daai oomblik? Hy het al die mense in Jesus ingesit, of hy weergebore of nie is. Almal is in Christus ingesit. Maar nou moet ons onthou, Christus is nie in almal nie. En dit maak die verskil. Almal is in Christus ingesit met die kruisiging, maar die mens moet ook self 'n keuse maak en hom met God versoen. God het hom versoen met die mens, want die Romeine 3 vers 23 sê, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle, hierdie almal, word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Kry julle die boodskap? Alle mense is in Christus, maar Christus is nie in almal. En die oomblik as jy as mens, en ek glo ons almal wat hier is vanmôre het sy versoening aanvaar, is ons kinders van God en is hy in ons ook. Hy het van tevore gesê in Hebreërs 10, dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit na die dae, sê die Here. Ek sal my wette in hulle harte gee en in hulle verstand inskrywe. En aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. En weet julle, hier lê die probleem. Om God se Vaderraad te staan. Lees jy die Bybel as 'n handboek wat jou vertel van jou sonde? Of lees jy die Bybel as 'n liefdesbrief wat God die Vader vir jou skryf? God het hom versoen met die mens se sondes. Hulle sondes uitgewis en besluit om nooit meer te dink aan hulle sonde nie. Maar die mens moet hom ook met God versoen. So met die kruisiging is alle mense in Christus ingesit. Ek het dit alreeds gesê, maar weet julle, ons moet die waarheid baie keer herhaal, voordat dit eers ingaan. 2 Korintiërs 5 vers 18, en dit is alles uit God. Wat beteken dit? God was die initieerder van alles, van Genesis tot by Openbaring. Hy is nie daai afwesige God nie, hy is nie die God wat ver is, wat net kyk wat jy verkeerd doen om jou te slaan. Hy is die liefdevolle Vader. En dit is alles uit God wat ons met homself versoen het
deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het. Naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het deur hulle misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Ons tree dan op as gesandte om Christus wil. En hier kom die deel nou wat ons doen wanneer ons in die wêreld is. Ons tree as gesandte op. Loop jou hart so oor van God se liefde dat jy dit vir almal wil vertel. Mense het al vir my gesê, maar kan jy nie oor iets anders praat as oor die Here nie? Ek sê ja, ek kan, maar ek wil nie. Want dit is so lekker om God se liefde. Maar jy kan dit net doen as jy dit beleef. Asof deur God vermaan, ons bid julle om Christus wil laat julle met God versoen. Want hy het hom wat geen sonde geken het, die sonde vir ons gemaak. Toe hy aan die kruis gehang het, was hy die grootste sondaar wat ooit daar kon wees. Want hy het almal se sondes op die kruis gedra. Hy het dit gemaak sodat ons kan word die geregtigheid in hom. Nou hier, God het die mens getransformeer vanaf Adam tot in Christus. Adam is nie meer deel van ons verwysingsraamwerk. En as jy vandag nog vasgevang is met sonde en dat jy dit reken dat jy is nog 'n sondaar, dan mis jy die Vaderhart se bedoeling met jou. Nog 'n aspek van God se plan met Jesus se kruisiging is dat God die mens 'n nuwe gees gegee het. Onthou toe Adam en Eva gesondig het, toe skop die wet van die sonde en die gees van die sonde in. Maar God het 'n plan gemaak en hy het gesorg dat die gees van die mens nooit vernietig was nie. Hy was net onderdruk. Met ander woorde, hy het geslaag. En die oomblik toe Jesus sterf, toe sê God, nou gee ek vir julle 'n nuwe gees waaruit julle kan lewe. Weet jy het 'n nuwe gees en deur daai gees moet jy lewe, anders gaan die vlees jou oorhand kry. Hy sê wandel deur die gees, dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Ontwikkel jou gees deur openbaringskennis van wie God is. Die woord sê laat ons ken, laat ons dit najaag om die Here te ken. Moenie net op 'n Sondag hier kom sit en dink, o ek gaan nou vir die hele week wat voor lê, is ek nou gecover. Jy moet elke dag die woord opneem. Want jy sien die aanval van die duiwel is, die duiwel teer op die onkunde van die kinders van God. As hy weet in 'n sekere area, ken jy die woord nie, dan gaan hy vir jou daar opslaan. Want jy gaan nie weet wat dan aangaan nie. Hoekom sê mense, en Gerrie sê dit ook baie, hoekom doen die Here nie iets nie? Is omdat jy nie kennis het om te weet, jy moet iets daaraan doen. Jy moet die oorwinning behaal. Wat is jou motto in die lewe? My motto, sê ek elke dag vir die Here, is dit. Ek is op hierdie aarde om U sigbaar te maak en om elke dag in oorwinning te leef. Party dae kry ek dit reg en party dae nie, maar so wat? Ek weet immers ek moet dit doen. Niemand gaan vir jou die stryd stry nie. Christus in jou is baie groter as hy wat in die wêreld is. Hoekom is God se liefde so kragtig? Want ons praat oor die grootste krag wat God op die aarde losgelaat het, is die liefde. Weet julle wat sy antwoord? Net een klein sinnetjie. Want God kan nie verander nie. Hy is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Hy het knaar in sy hart besluit om ons lief te hê. En moenie dat die duiwel vir jou leuns vertel en sê, as jy goed is, dan is die Here lief vir jou. Jy weet, ons doen dit ons baie keer met ons kinders, sê, liewe Jesus hou nie van stout kindertjies nie. En dan maak ons die kinders bang met die Here. Moet dit nooit doen nie. Die rede waarom dit vir ons moeilik is om in God se liefde te lewe, weet julle wat is dit? Omdat ons nie sy liefde begryp nie. Ek het nou in die week wat verby is, toe sê iemand vir my, toe ek praat van onvoorwaardelike liefde, toe sê sy vir my, ja, maar jy kan hom lief hê want jy is die ma. Jy kan hom onvoorwaardelik lief hê want jy is die ma. Ek sê nee, dit is God se liefde. God het nie gesê maak 'n keuse nie. Hy het gesê dis God se liefde, is onvoorwaardelike liefde. En nou kom Paulus verder en hy sê, ons ken niemand meer na die vlees nie, maar na die Gees. Dis onvoorwaardelike liefde. So as ek na jou kyk, dan sien ek nie jou vlees nie. Ek sien nie die foute wat jy maak nie. Ek sien Christus in jou, ek sien die Gees in jou. Dis al hoe ons verhoudings gaan wen. Ons logika sê vir ons, jy kan net iemand lief hê as jy sy waarde ken. Ja, in 'n mate is dit so,
Maar weet julle wat is ons probleem? Ons sien onsself as waardeloos as gevolg van die sondeval. En as jy jou vandag waardeloos sien, dan sê jy eintlik vir Jesus, nee, jou werk was nie genoeg nie. Hy het alles kom wegvat, sodat jy kan vry wees en ek kan vry wees. Volgens Romeine 5 het God ons lief gehad toe ons nog sondaars was. Hy het ons nie lief gehad toe ons mooi gewerk het nie en mooi gedoen het nie, maar toe ons nog sondaars was, het hy ons al lief gehad. Die sondeval het God nie onkant gevang nie, want die mens het nie sy waarde in God se hart verloor. Hy kyk nog steeds na jou. Wat het die vader van die verlore seun gedoen? Hy het nie toe die seun by hom kom en vir hom sê, jou slegte kind nie. Hy het hom nie eers toegelaat om te sê, Vader, ek is jammer nie, hy het hom begin soen, sê die woord. Dit is ons God. Kan julle sien wat 'n openbaring van liefde ons moet hê? En dis vir ons gegee. Ons moet nie daarin intap. Jou waarde lê in jou gees, nie in jou vlees nie. Onthou, ons sê altyd, ek is gees, ek het 'n siel en ek woon in 'n liggaam. My waarde en jou waarde lê in ons gees. Toe God die mens geskaap het, het hy hom met 'n gees geskape wat sal reageer op God se liefde. Want jy sien, jou verstand kan nie God se liefde beredeneer nie. Jy het jou gees nodig om sy liefde te hê. En daarom moet jou gees ontwikkel. Romeine 5 vers 5 sê dat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees. As jy vanoggend sê, die Heilige Gees is in my, dan sê jy eintlik vir my, die liefde van God is in my. Want die Heilige Gees het dit daar kom sit. Nou iemand het eendag gesê, ek dink my probleem is, ek het die Here nie lief genoeg nie. Weet julle wat se probleem? Hy ken nie God se liefde. As jy God se liefde regtig verstaan, onvoorwaardelike liefde, dan gaan dit jou liefdesnatuur in jou motiveer om God lief te hê en ander mense lief te hê. Dit gaan inskop as jy sien wie hy is. Hy het nie maar net aan die kruis gesterf nie, hy is Jesus. Die bloudruk van die mens, die beeld en gelykenis van God, en God vergelyk ons met dit. Kom ons luister bietjie hierna. Die feit dat God met die kosbare bloed van Jesus vir die mens moes betaal, wys vir ons dat die mens nooit deur die eeue sy waarde verloor het nie. Want as die prys Jesus was die waarde van die mens ook gelykstaande aan Jesus. Ek gaan dit weer lees. As die prys Jesus was die waarde van die mens ook gelykstaande aan Jesus. Die mens se waarde is dat hy in die beeld en gelykenis van God is. En of jy dit nou wil weet of nie, jy is dit. En niks gaan dit onklaar maak nie, of jy nou nie saamstem daarmee of saamstem, dit is so. In sy wese was die mens soos God, wat samestelling, waarde, kwaliteit en klas betref. Alles wat in God is in Jesus, want Jesus het ons gesê, as julle my gesien het, het julle die Vader gesien. Waarmee is ons besig? Veg ons die hele dag die sonde, wat klaar voorbetaal is, wat klaar uitgewis is. Mors van tyd, die duiwel hou ons besig daarmee. Toe Jesus aan die kruis hang, het hy uitgeroep, dit is volbring. God het sy doel met die mens bereik. Dis eintlik wat dit beteken. Volgens sy oorspronklike plan, dat die mens na sy beeld en gelykenis gemaak sal wees. En dat die mens sal wees soos Jesus is. Ons moet begrip hê hoekom God ons liefhet. Ons moet dit nie net maar glo nie, want dan gaan jy die probleme hê en vir my sê, maar ek dink nie ek het God lief genoeg nie. Die krag van God se liefde lê daarin dat dit 'n onvoorwaardelike liefde is. Nou vra ek vanmôre vir jou, dink julle dis moontlik dat ons onvoorwaardelike liefde kan hê? Wat sou julle dink? As ons sê ons is soos Jesus, dan kan ons dit doen. Hy het ons lief op grond van wie ons in sy hart is. So as jy jou identiteit nie ken, dan gaan jy nie glo dat hy jou lief het nie. Die krag van God se liefde is onvoorwaardelik en hierdie liefde is 'n drang wat jou motiveer. Daai liefde moet so volkome van jou besit neem, dat dit jou moet dring, dat jy nie anders kan as om God se liefde aan ander mense te wil oordra nie. Liefde kan nie geproduseer word nie. Dit kan net opgewek word. So daarom het God sy liefde in ons harte kom uitstort. En die een van ons het vanmôre 'n verskoning.
waar dit kom by die liefde nie. Ja, dit maak nie saak of ek nou al 100% slaag nie. Die Here is nie vir my kwaad omdat ek nie eerste keer reg kry nie. Maar immers sê hy vir ons, God is liefde. En as ek glo ek is na sy beeld gemaak, dan is ek ook soos hy. Kry 'n openbaring van God se liefde, want dit gaan jou liefdesnatuur opwek om God en mense lief te hê. Liefde oorwin alles. En ek sê dit altyd, love never change. If it change, it was not love. Wat is openbaringskennis? Dit is wanneer die woord lewendig word en openbaringskennis deurbreek. En nou wil ek vir julle die voorbeeld noem. Ons sien eers die werk van Jesus aangaande ons sonde toe ons tot bekering gekom het. Ons fokus op die werk wat hy gedoen het. En dan sien ons die persoon van Christus wat geopenbaar word en ons sien dat hy ons voorbeeld in alles is en dat ons soos hy is. Eintlik neem jy verantwoordelikheid as jy sê ek is soos Christus, né? Ek neem verantwoordelikheid om te sê ek is soos hy, dan gaan ek daarvolgens lewe. Maar as ek niks sê nie, dan kan ek dit dalk mis. Hy is die bloudruk en hy is ons spieël. Nou wil ek hê julle moet van nou af, as julle aan Jesus dink aan die spieël. Alles wat in hom is in my. God het hom reeds vlees gemaak dat ek met hom kan identifiseer en ek moet soos hy word. Jesus vra 'n vraag vir sy disippels. Hy sê vir hulle: "Wie sê die mense is die seun van die mens?" En hulle sê vir hom: "Sommige sê u is Elia, ander sê Johannes die Doper en ander Jeremia of een van die profete." Hy kyk hulle so en hy sê vir hulle: "Maar julle, wie sê julle is ek?" Ek vra vanmôre vir jou die vraag. Wie sê jy is Jesus? Kan jy hierdie vraag antwoord? Het jy openbaringskennis gaan kry van wie hy is? Onthou, ons het saam met hom gesterf, saam met hom gekruisig, saam met hom gesterf, saam begrawe en opgestaan in 'n nuwe lewe saam met ons. Ons is vry. Het jy openbaringskennis gekry van wie hy is, of ken jy hom net as jou verlosser wat jou sondes kon wegneem? Dan moet jy van vandag af 'n besluit neem om hom beter te leer ken. Die woord sê, laat ons ken, laat ons dit najaag om die Here te ken. 'n Opdrag is nie 'n keuse nie. 2 Petrus 1 vers 9. En ons het die woord wat baie vas is, waarop jy tog moet ag gee, soos 'n lamp wat in die donker skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Die openbaring van Jesus Christus is die môrester wat in ons harte moet opgaan. En dan kom die rus van die Here in ons lewens in. Die kinders van God moet in sy rus lewe. En jy kan net in sy rus lewe as jy hom ken. Jy kan net in sy rus lewe as jy jouself ken en weet waar jy inpas. Gelowiges sal met sonde veg in hulle lewe totdat die môrester opgaan in hulle harte en hulle openbaring kry van die volmaakte werk wat Jesus Christus gedoen het. Weet jy dat God kyk vanoggend na jou asof jy nog nooit gesondig het nie? So volmaak was die werk van Jesus. As jy die hele dag nog die sonde wil beklei, weet jy wat doen die duiwel met jou? Hy vat jou fokus af van jou verhouding met God. Intimiteit met God is ons grootste wapen. Your intimacy with God should be your most intimidating weapon against the enemy. Intimiteit met God. Dis waar jou vrede, dis waar jou kalmte kom, dis waar jou rus kom. God se planne en begeerte met die mens was om van aangesig tot aangesig met die Vader te staan en dat die mens hom sigbaar sal maak. God verlang na jou, spandeer tyd met hom. Wanneer ons kan sien en verstaan hoekom God se liefdesnatuur ons kon lief hê ten spyte van ons sonde, stimuleer dit die liefdesnatuur in ons om ons naaste lief te hê ten spyte van hulle sonde. En dis die boodskap wat ek vanoggend by julle laat. Ken jy Jesus? Nie as net jou verlosser nie. Ons sit saam met hom in hemelse plekke. Maar ek moet hom ken. Christus in ons is die hoop op alle Here. En as hy terugkom op die wolke, gaan ons sy bruid wees vir ewig. Vader, ek dank U vanmôre dat U nie hierdie goed van ons weggehou het nie, maar dat U altyd bereid is om U woord vir ons oop te breek, om Jesus af te skilder vir ons, sodat ons met hom kan identifiseer. En ek wil bid vir ons boeties en sissies wat hier saam met my is vanoggend, dat ons sal soek
dat ons sal klop en sal bid om in U teenwoordigheid te wees, Vader. Want U het ons gemaak om in U teenwoordigheid te lewe. En soms slurp die wêreld en die dinge van die lewe ons so op, dat ons nie eers altyd tyd het om dit te doen nie. Maar dankie dat U so getrou is. En U sê nog steeds, my vrede gee ek vir julle. Nie soos die wêreld nie, maar my vrede. En ek seën vanmôre hierdie kosbare mense wat voor my sit. En ek wil bid, Vader, dat dit 'n motivering vir hulle sal wees om elkeen in sy binnekamer 'n koneksie met U te maak, om U waarlik te leer ken vir die God wat U is, dat ek in hulle ook U Vaderhart kan verstaan. Dankie, Vader, in Jesus naam. Amen.